Stories van 'n doodsbegeleier. Episode 4. Die ewige ketting tussen lewe en dood en lewe. Boodskappe van die ander kant af. Reis van siele. Laat ek net in hierdie stadium noem dat die meeste stories in hierdie boek fiktief is. Al beweer vele bronne wat inspirasie hiervoor was, dat dit wat hulle gesien en beleef het, die heilige waarheid is. En dan is daar natuurlik Michael Newton se skrywes, wat uit die skripsie en navorsing vir sy doktersgraad Journey of Souls kom, wat sommige vertellings natuurlik meer geloofwaardig kan maak. Michael Newton skryf van die 29 gevalle wat hy deur middel van hipnose kon terugneem na die tussenmaterie stadiums van bestaan. Terapie, daar aan die ander kant. Enigiets om te vertel, Ariana, vra Lavenda en die grys nevels maak plek vir 'n onaardse mooi pers. Iets wat amper lig afgee. Nee, dankie, antwoord ek. Laat hulle gerus maar praat. Ek is hier, maar ek het nie bitterheid in my nie. Miskien sien ek al lankal 'n groter prentjie. Ek is een van daardie ou siele, jy weet. Regsbo praat eerste. Die dame het die einde van haar onlangse lewe bereik. Haar hare is wolkiewit, pragtig. Sy was 'n kind in Zimbabwe, destyds Rhodesia genoem. Tydens die Bosoorlog het haar pa gesterf. Haar beeltenis maak plek vir 4 kinders. Sy, haar 2 sissies en 'n broer. Donkerkoppe word mos almal spierwit oud. So mooi. Die jaar is 1966 en sy is in daardie stadium 11 jaar oud. Ouma en diese man is by die voordeur en hulle bring slegte nuus. Die ambulans waarmee die kinders se ma weggeneem is, was die laaste een waarin sy 'n aardsereis sou aflê. Die laaste wat hulle kinders van haar sou sien. En die laaste wat hulle geweet het van haar bestaan. Daar is geen afskeid, geen begrafnis, geen groet, geen vertroosting, geen koestering, van niemand af nie. Ma is dood. Pak julle goed, julle gaan by ouma bly. Die verteller regsbo sluk. Dit maak seer om weer te onthou. Die groot huis waarin hulle geneem is. Daar is 2 vleuels. Ouma en haar man woon aan die een kant en die kinders word tot die ander kant beperk. Daar is die streep. Julle sit nie julle voete oor nie. Bly aan die ander kant. En wat noem die man in ouma se lewe hulle? Bedorwe inbreukmakers op sy bestaan. Diewe wat sy vrede kom steel. Hy wil hulle nie sien nie en hy wil nie van hulle weet nie. Hulle was nie deel van die ooreenkoms of pakket toe hy ouma geneem het nie. 2 stelle kos word in die kombuis voorberei. Syne en ouma sin wat by een van 'n moeder van 'n tafel bedien word. Die kinders sin wat hulle aan die ander kant van die huis mag eet. Pap soms met 'n lepel suiker. 'n snytjie brood vir middagete. Pap en 'n snaakse sousie om dit mee af te sluk vir vanaand. En ouma se man eet puddings, die wonderlikste koeke en puddings. Regsbo huil oor die puddings wat hulle nooit as kinders gekry het nie. Daar was een keer brood met suiker, sulke klein happies, en vla, 'n teelepel vol, en dan was daar die 6 myl wat hulle skool toe moes stap. Maar veral huil sy oor die absolute gebrek aan omgee en liefde van 'n ouer of grootouer toe hulle niemand meer gehad het nie. Ek word kwaad waar ek sit en luister.
As my vingers nog gewerk het, was dit rondom daardie ouma en stiefoupa se nekke. Dan wurg ek hulle tot jy net tonge op die grond sien hang en veek die vloer met daai tonge. Kinders was nie altyd goed behandel nie. Vertel 'n nuwe seunsgesiggie net links van hulle. Weeskinders is soms as slawe gebruik. Daar was die ou koolstoof in die huis waarin ek beland het. Ek moes gaan hout kap, water uit 'n put gaan skep, koeie in die veld gaan soek voordat hulle gemelk kon word, en ek was 6 jaar oud. Ek is 4 uur in die oggend uitgejaag. My nuwe familie, my stiefouers se kinders kon slaap tot net voor opstandtyd en ek is geslaan dat die bloedhale oor my rug en boude geloop het. Oom Gielie was nie heeltemal normaal nie, my maar nog 'n vrou. Ons mag nie stories aandra nie. Ons moet respek hê vir ouer mense. Maar hoe kon hulle toelaat dat hy by my in die bed klim? Ek het nie eens geweet wat hy aan my doen nie. My mond toe gedruk, ek kon nie stree nie. Dan was daar die verskriklike brand daaronder en al wat ma gesê het, ons praat nooit ooit weer daaroor nie. Sy sal met Gielie praat, maar dan kom hy weer en weer in die nag en hy klim in die bed. Hy het my nooit geslaan nie, kom 'n stem nou sterk deur van links onder af, emosioneel afgepers. Die huis was sleg as hy nie die hoofrol gespeel het nie. Ek moes my eie kinders op die agtergrond skuif. Ek moes my oë toemaak as hy hulle half dood geslaan het. Vir niks, vir geen rede. Jy kon hom gelos het, sê nog iemand. Hoe? Die huis was syne. Waar was ek veronderstel om met my kinders heen te gaan? Ek het nie geld gehad nie en ek was lief vir hom. Sy bly 'n oomblik stil. Of miskien het ek sekuriteit met liefde verwar? Ek praat vir die eerste keer. Dit is hoekom ek klaar is met die natuur, met die lewe soos wat mens dit in 'n liggaam ken. 'n Alfa mansdier kan nie 'n ander man se kinders verdra nie. As jy met een mannetjie gepaar en kleintjies gekry het, moet jy wag tot hulle groot en op hulle eie is, voordat jy na 'n een gaan soek. Maar nou is die natuur so sterk, dat 'n man enigiets sal doen om sy harem aan te val en sy bloed te sien aangaan, totdat hy haar het, dan maak hy die kleintjies dood. Behalwe as hy sy lesse leer en ter harte neem, leer uit sy foute, doen aan ander wat hy aan homself gedoen wil hê, antwoord Lugarno hier langs my. En daar is dit reg vir ons, kan jy amper sê, soos 'n soort laservertoning, die steentydperk, man the user of tools, selfs as steentydperk Homo habilis met hare oral op sy lyf is Lugarno steeds die aantreklikste tussen die klomp vir my immers. Daar is 'n klomp van ons. Die prooidier is 'n mammoet, 'n eislike groot harige olifant, en ek is daardie een wat vir die eerste keer op hitte is. OK, in Oestrus, laat ons nou maar dit mooi stel hier in die vergadering van gesofistikeerde siele. Beteken dit dat die evolusie leer waar is? Vra iemand. Nee, absoluut nie, raas Lugarno. Nee, fisies nie. Miskien op 'n geestelike vlak, maar dit noem mens groei. Die mens was nie eers 'n bobbejaan van soorte en toe evolve ons skielik in mense nie. Daar was verskeie skepings op verskeie planete. Maar wat julle daar sien is die aarde ongeveer 17 miljoen jaar gelede. Dit was voor God se skepping. En, vra iemand, hulle hang aan die man se demonstrasies. Toe is daar 'n ystydperk, want die eerste son het uitgebrand. Dit is hoekom ons nou nog black holes oral in die heelal sien. Maar ek verwag nie dat julle dit alles dadelik gaan verstaan nie.
Lugano kon seker in die stadium sy skouers opgetrek het. Dit is so eenvoudig soos dit, maar hier waar ons nou is, trek ons nie skouers op nie. Alles is mos anders en die waarheid word ontbloot vir almal wat dit wil ken. Toe gaan die planeet deur 'n ystydperk. Daar die ys gesmelt en daar was water rondom die planeet, soos met baie ander plekke waarmee sommige van julle al te doen gehad het, waarvan julle sal onthou, sodra die terapie stadium verby is, wat dalk 100 of 1000 jaar gaan duur. Wow, interessant, maar die wolkies met gesigte om ons lyk maar leeg. Daar is geen begrip nie. Het julle nooit die Bybel gelees nie? Sug Lugano en vervolg toe almal kopskud. Ja man, hulle ken hulle se Bybels. Hulle het die ding gelees. Toe sê hy, die aarde was woes en leeg en donker na die ystydperk. En die gees van God het op die waters gesweef. Dit is hoe die Bybel begin. En was dit nou weer voor of na die yster- en steentydperk? Wil iemand weet? Lank na dit, man, sê Lugano. Ek is bly die aandag is vereers af van my en Lugano se liefdesverhaal daar in die steentydperk. Dit is pretty embarrassing om met 'n aap te paar terwyl jy self een is, al was dit 17 miljoen jaar gelede. Maar die scene is terug. Gelukkig net vinnig, slam, bang, thank you ma'am, en ongeveer 7 maande later kry ek toe daai kleintjie. Sommige net so, jy vra nie, maar daar is 'n beskermingsdrang in jou om daai dingetjie wat nou aan jou speen hang of op jou rug ry groot te kry. Totdat die manne van die clan weer op 'n jag moet gaan. En wat gebeur? Die mannetjies van 'n ander clan kom in en vat daai oulike dingetjie met sy voetjies en handjies wat aan my klou en kletter om teen 'n rotswand dood. En ek word soos 'n tierwyfie instink om my kleintjie te beskerm. Ek krap, byt, skop, slaan, magteloos om myself teen iemand te verdedig wat my eenvoudig teen die rotse vaskeer en wat syne is in my plant. Ek wil weer vir Lugano kwaad word. Waar was hy nou weer toe dit gebeur het? Maar eintlik ken ek die antwoord. Sy kopbeen is later gevind met 'n sabeltand daarin. Dit was moeilike tye daai. Verstaan julle hoekom die illustrasie? Vra Illumina, die groot witte, die wyse van alle tye? Ja, ons verstaan, raas Lugano. Instink en alles die mens soos wat julle hulle ervaar het, veel meer modern en deel van 'n nuwe skepping 4000 jaar gelede, is daar steeds natuur in 'n parende, telende wese wat opdrag gekry het om te vermeerder, nie te vervuil nie, sodat daar plek is vir die siele wat van ander planete afkom, wat die mensagtige spesie deur hulle gatte getrek het. Lugano, jy is nou buite verband. 'n weerligstraal en die arme mooi man verstar 'n oomblik in sy spore, voordat hy weer ewe bedeesd langs my, teen my, deel van my kon wees. Kan soms vreeslik emosioneel raak, die Lugano, en daarvoor kan ek hom nogal waardeer. Nee, dalk lief wees vir hom, want hy is my ander helfte. Maar Illumina, die spierwitte sug net. Ai, tog, jy kan die siel uit die mens haal, maar dit vat nogal lank om die mens uit die siel te kry. 'n Oomblikse stilte en toe word daar 'n stelling gemaak. Daarom, dames en here, wesens van die hiernamaals, is daar karma. Karma? Nou is almal weer ewe verbaas. Inderdaad, ons gebruik karma om die siel 'n les te leer. Maar dit is so iets soos, wie was eerste, die hoender of die eier? Laat my verduidelik. Hy wys na die siele daar in die sessie, regsbo.
As jy Marie Antoinette was, wat koek geëet het, terwyl jy onderdane klippe en gras gekou het van hongerte, kan jy dalk terugkom as 'n weeskind, wat moet kyk hoe ouma en haar man pudding eet. Dalk was iemand die skobbejak, wat 'n vrou teen haar wil syne gemaak het. Nou is jy hier, as die een wat ongevraagde attenties van hom Gielie kry, of 'n sabeltand in jou kop. Dalk het jy slawe en perde gedryf, totdat hulle dood neergeslaan het onder die sweep, waarmee jy hulle aangespoor het, waarna jy teruggekom het as die 6-jarige seentjie wat moes houtkap en die beeste wintertyd kaalvoet moet gaan haal om gemelk te word. Is dit hoe dit werk? En toe is het asof daar 'n lig opgaan. Ons moet lesse leer en betaal vir foute. Karma is 'n bliksem straal, sê ek ook en koes vir die wit een wat na my toe draai nou. Jou tong, Ariana, steeds jou tong? Maar Elomina is nie heeltemal onvriendelik nie. Daar is iets warmer en toegankliker aan dit. Toe die antwoord kom, karma is 'n instrument, 'n voertuig, vlees, waardeur die siele soms reis, sodat ons lesse kan leer om soos hy te word. Ek kan 'n mens nie al daardie lesse asseblief in een lewe leer nie, want ek wil asseblief nie weer teruggaan nie, bars regsbo uit. Jy kan? Ag, jy kan seker, antwoord Elomina. My Bybel sê ek is veronderstel om in die hemel te wees. Is hierdie miskien die hemel, soos wat die Bybel dit beskryf? Vra iemand. Nee, die grafte moet eers oopgaan as hy op die wolke kom. Maar wat van die sondaar daar langs Jesus op die kruis? Daar kan soms uitsonderings wees, en hy is groot genoeg om self daardie uitsonderings te maak. Maar dit is 'n gesprek vir 'n ander keer. Dankie dames en here, wesens en aan almal wat hierdie sessie bygewoon het. Vir nou sal daar eers weer stilte wees. Dit was genoeg donderweer en reën vir een dag. Word vervolg.